Goeiemôre, good morning, good morning, good morning. Ai, daar was die lied in die hart wat ek die afgelope paar dae gemis het. Dit is lekker om vanoggend weer saam met julle te kuier. Ek is opgewonde vir die dag. Elsa, vertel ons bietjie wat ons kan verwag. Daar is inderdaad heelwat wat voorlê. Ja, so kom ons begin. Ons fokus vandag 'n bietjie op die liggaam en ons begin met die biokineticus Ineke Ribbins wat met ons oor die oorsake en oplossings vir lae rugpyn gesels. Die sportpodiater Dennis Reebok kom gesels oor hoe ons voete 'n verskil maak. Die style en make-up effect gesels oor hoe jy die uitrustings wat reeds in jou klerekas is beter kan benut. Ons gesels oor American Muscle Day en Kurt Darren gaan ons heupe laat beweeg met sy nuwe enkelsnit. Lekker opwindend. Luister, net so, as jy nou dink aan kindername en goeders, het jy al agtergekom hoe kreatief mense raak? Ja, Wel, of hulle kreatief raak en of hulle snaakse name uitdink. Ja, veral met die spelling ook soms, ja. ja, absoluut. Ja, of ek het ook al spelling gesien. Ek onthou in die jare wat ons series geteken het altyd, dan hoor jy die naam en dan word hy heeltemal anders gespel. So, jy moes hom vra. A, B, C, D, E, Ja. hoe spel 'n mens hom? Maar in 'n geval, ouers word al hoe meer kreatief en kies nou name wat regtig uniek is en soms te uniek, sê regerings van reg oor die wêreld. Jy weet, jy kry name soos Nutella in Frankryk tot Lucifer in Nieu-Seeland en selfs Tallulah does the hula from Hawaii. Sommige name word sommer net se mure regsteeks verbied omdat hulle kinders kan benadeel of belaglik lyk op dokumente. Ja. So dit verbied byvoorbeeld name soos IKEA of Superman, terwyl Duitsers sorg dat niemand 'n naam het soos Adolf Hitler of Osama bin Laden nie. Maleisië is daar ook name wat bloot net heeltemal beledigend klink. En selfs name soos Facebook of Rambo word in dele van Mexico nie toegelaat nie. Navorsing wys dat jou naam selfs jou eerste indrukke, jou werksvooruitsigte en hoe mense jou sien kan beïnvloed. Ouers kies dis nie net iets ouliks vir 'n geboortesertifikaat nie, hulle moet ook dink aan hoe dit hulle kinders later in die lewe sal beïnvloed. Have you ever? Tallulah does the hula. Wie sal nou so 'n naam vir 'n kind gee? I think you've hit the nail on the head there, where you've got to think about what that name is going to do for that child going forward in their future. I don't know if you remember that show, My Name is Earl. Ja. That was a comedy show, and the guy, I forget what his surname was, but as an actor, his first name is Jason, and they named their child Pilot Helicopter or something silly like that. And I mean, it's all fun and games until that child is applying for university or a job and then they've got to change their name down the line. Like, it's not fun. Dis wat ek wou gesê het, daai klink vir my soos een of ander animasierolprent. Tallulah does the hula. Ja, dalk moet hulle iets met so 'n titel probeer. That's fun. But it's not a name that you give to a child. Maar daar is nog 'n paar interessante name, byvoorbeeld uit Duitsland uit Stompie. Hoe het hulle daarby uitgekom? Ek weet nie of Mattie snaaks is in Hoe het hulle Duitsland. daarby uitgekom? Maar we hoor nog ewen hier, Frankryk. Kom, ek stel julle voor aan Mini Cooper Koen, Nee, hulle. Prins William of selfs Strawberry. Nee. Maar jy lag nou vir Strawberry, maar Gwyneth Paltrow en Chris Martin se dogter se naam is Apple. Apple Martin. Dit is haar naam. Ja, nee, dan wonder ek ook partykeer wil hulle net 'n bietjie snaaks raak, die mense. Ja? Ja, en weet jy wat, nee, ek dink ook ons het 'n storie gedoen hier in Oggendpraatjies oor 'n Namibiese politikus wie se naam Adolf Hitler is. Ek onthou dit. En daai naam, if you've named someone after a public figure that has got their own history that comes with it, people are going to question you and go like, oh wow, is this a celebration of that person? Or is it just because you thought the name sounded cool? Maar as 'n mens nou moet kies, dan liewer 'n vrug as wat dit groente is, nê? Nee. Presies. Kan jy nou jouself indink, broccoli Koen? Appelkoesie Koen. Komkommerkoen. Ons komkommer nie hier nie. Man, imagine nou net, ek was ietsie soos Kaal. Kalkoen. En ek het goed rugby gespeel. Want Henny so moes
Henny Koortsen wat gister ook by ons gekuier het. Kom demonstreer. Kom Ja, jy moet. Jy moet. en hy kry die bal en dis oor die 20 meter tree voor die doellyn en dis 'n uittrap na links, niemand kry hom gelak nie, nee, en dis Karl Koen wat die bal druk, dis 'n 3 vir Karl Koen. Reg. Laat ek nou 'n bietjie hier ook ingooi en dan gaan die hele skare. If you weren't awake yet, you are awake now. Ken julle, weet julle dat een van Duitsland se gewilde sportsoorte is handball, soos hulle in Engels sê. Ja. So in Germany and in Northern Europe, handball is one of the most popular sports, and the men's league is apparently widely shown on TV. Handball is a fast-paced team sport with 7 players, 6 on the court and 1 goalie aiming to throw the ball into the opponent's net. In November last year, Germany's champion men's handball team, Führer Berlin, reported their trophy as stolen. This trophy is valued at about 236,845 rand as of 2014, and it was engraved with names of decades of champion teams. So it was actually something that was quite like emotionally nostalgic for them, right? In January, a spokesperson from the prosecutor's office told a newspaper that they believe the trophy was stolen and melted. Guess what? On Monday, the trophy was found in the team's own basement. Now, the club believes that the trophy was stolen and hidden in the basement for the thief to retrieve later. But then the thief decided against retrieving the trophy because of all the media attention that it might get. The trophy was apparently subsequently taken by the police as evidence. So do you think that the trophy was stolen and just left there for later collection? Of dink julle dalk iemand in die span het 'n poets gebak en gesê, kyk, ek gaan hierdie trofee nou skuif en net ek gaan weet waar dit is, no one's ever gonna find it. Ek dink die tweede opsie. Dink jy? Ek sal ook eerder gaan vir die tweede opsie. Alhoewel as 'n ou daaraan dink wat se duur kunsartefakte en hulle al gesteel het en so aan, sal jy dalk iemand kry wat so onnoosel sal wees om 'n imagine iemand met die Karriebeker gaan steel. Jy gaan nooit vir mense kan wys, hey ouens, hier staan die Karriebeker. Wat dink julle van hierdie? Presies, dit is soos net soos wat jy gesê het, soos dierkunswerke of baie beroemde, bekende kunswerke wat gesteel word. Sê nou jy steel dit en jy koop dit. Waar gaan jy dit uitstal in jou huis? Dan gaan Elsa mos nou instap en sê, "O, dis 'n mooi Picasso wat jy daar het. Waar het jy dit gekry?" Hy is 'n gesteelde Picasso. Nee, ek dink dit was 'n Jy's die poets. probleem. Dit was 'n poets. Ek sê dit was 'n poets. Ja, en ons weet altyd die tyd dat Rosie baie van poetse hou. Ja. Nee, absoluut nie. As jy 'n poets wil bak, asseblief moenie by my oond daai poets kom bak nie, because I'm not interested. En ook as dit 'n poets was wat hulle gebak het, dan moet daai ou 'n tekkie parade hê, soos in die weermag. Lekker, hy moet pak slaag kry. Sjoe. Ons sal nou nie weet nie. Pieter het dit gesê. Hulle het 'n tekkie parade met rugby spanne goeters ook, man. Tekkie parade. Ek het nog nooit kry daai pak uitdrukking slaap, gehoor nie. Jy leer elke dag iets nuuts hier op Goeiemôre, Good Morning. Ons het nog 'n volgepakte program wat voorlê. As jou kind vir jou 6, 7 die hele tyd sê, bly ingeskakel want ons het iets baie lekker op pad. Bly net waar jy is. Ons gesels nou weer verder.